know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. And every dark condition starts to break. Hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Make every stronghold shine through the shadows.
Laat ek verklaar, sê ek verklaar oor my familie, oor my vriende, oor alles van my, verklaar ek die seën van die Here, want hy is groot. Amen. Want hy is goed. Hy is net goed, halleluja. Ek wil nie met die ou net langs jou net so druk gee en sê, welkom in die huis van die Here. Dan vra die voorsangers kan nog vorentoe kom as hulle wil. Net so 'n paar aankondigings. Hierdie week gaan alles aan normaal. Ek wil net sê ons gaan op ons WhatsApp gaan ons 'n link stuur waarin u kan betrokke raak by die verskillende selle wat daar is. So hierdie week, jy kan net gaan klik daarop en sê join. Dit is of die visvang of die goue gerwe. Daar is 'n hele paar. So of die manne, julle kan daarop gaan klik en dan gaan daar vir julle boodskappe deurgegee word oor waar en wanneer en hoe daar by die selle gaan werk en hoe dit gaan werk en ek glo dat die Here ons gaan seën. Amen. Halleluja. En dan hierdie week, Saterdag, 18de. Sê gou hardop 18. Ek gaan nie al die goed op die bord sit nie. Almal weet van al die verrigtinge en alles wat plaasvind. So, maar die 18de, dit is 7 uur die oggend. Wie slaap 7 uur? Dankie Here dat hy hulle wakker maak, dat hulle 7 uur in die kerk gaan wees. Was is dit 7 en 8, gaan ons lekker, ons gaan 'n prayer walk hê, en ons gaan vlaggies plant, ons het 1000 vlaggies, wat ons gaan uitgaan in ons dorp, gaan ons plant, ons gaan oor elke huis bid, en dan wil ek iemand op die beste van jou stem sê, halleluja, want ons gaan hierdie dorp terugvat vir Jesus Christus. Ag nee. Ons gaan hierdie dorp terugvat vir Jesus. En wie glo ons kan dit doen? Steek almal julle hande op. Ek sien julle almal 7 uur Saterdagoggend by die kerk. Amen. Prys die Here. Ons gaan open met gebed. En dan gaan ons eerste song, kan julle offerande kom bring hier voor, net soos julle wil. En dan gaan ons die seën van die Here afbid op elkeen. Julle is kosbaar. Sê vir die ou langs jou, jy's kosbaar. En dan sê vir nog 'n keer, jy weet dit seker nie, maar ek is ook kosbaar. Halleluja. Amen. Kom ons bid lekker saam. Vader, dit is in hierdie oggend wat ons net kan sê, your name is power. Your name is life. U naam is soos balsem, Here, dit kom heel elke hart, elke gedagte, elkeen se binneste. En ek bid vir die Heilige Gees dat U hierdie diens sal oorneem soos U wil. Here, elkeen het sy hart gekom, sy eie gesindheid, sy eie dinge, maar Here, aan U kom toe die lof en ons weet U doen vanmôre soos U moet, nie soos ons wil nie, maar U wil vanmôre. Seën die offergawe, Here, elkeen wat sal saai, mag elkeen guns ontvang in die hand van die Here. Here, die wat nie het nie, bid ek dat U sal voorsien en dat die heerlikheid van God op elkeen is. Ons gee die diens in die hande oor en ons prys U naam daarvoor. Amen en amen. Prys U. Amen. Ons kan kom met ons offergawe. Let the view of heaven fall upon my thirsty soul. Let the view of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, come and take control. Let the view of heaven fall on me. Oh, let the view of heaven fall upon my
Binnekort. Ek kan nie meer wag nie. Ek kan nie meer wag nie. Ek wil nie meer wag nie. Ek moet nog 'n bietjie wag, maar ek wil nie. Ek gaan hom weer doen. Prys die naam van die Here. Tenasita lavasana ravasai. Because he's coming back on the silver cloud. Oh, he's gonna take me away. Van die Here. Blessing and honor, glory and power. Amen. Blessing and honor, glory and power, be unto the ancient of days. From every nation, all of creation, now before the ancient of days. Every time he ever and ever shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. We worship you, will be exalted, O God.
Fill my eyes, let me see your face, to face the knowledge of your love. As you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day. By the power of your let your love and hold me close. Let your love surround me. Bring me in, draw me to your and I will show you your spirit leads me on by the power of your Dank u voor die liefde, Heer. Volmaakt dat. Renassa la voz solo con tu lubuntu vita va sempre le desce tra casce la handra le buru tu multe. Zo onverdiend, Heer, ek het nooit verdien, niemand het dit verdien nie. Maar U het dit uit liefde kom doen. Liefde wat my verstand, my gedagte nooit sal kan begryp. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In the stillness of who you are, there I find peace. In the stillness of who you are,
gaan vermoor. En dan klop dinge deur jou gedagtes waal. Miskien het daar iets wat jou gebeur hierdie week. Maar weet net God weet van jou. God ken jou. That you know my name. Miskien voel jy dat jy niks beteken vir iemand. But he knows you this morning. Stille Gees van God verhoor in die plek. Halleluja. Kisabonda Masana. Saisa. That you know my name. That you know my love. Still you love me, my Lord. Still you care for me. I am the dreaming God. And you can be right there in the stillness of who you are. I know that you know. I know that you know. God weet van jou verhoor. Wil jy net jou hand op die ou langs jou sit? Verhoor vir daardie persoon voor jou, agter jou, langs jou. Daai persoon intree waar jy nou staan met hom. Of haar. Here, jy ken elkeen verhoor. You know my name. Soveel gemengde gevoelens verhoor Here in elkeen se hart. Maar die kom op elkeen met sy verwagting. Heilige Gees, dankie dat jy elke hart verhoor so oop maak en ontvanklik maak. Because God, we are in your presence. Reba Sandula Mane. Is so kostbaar, Here. Kisandula Masayeta. Hallelujah. Hallelujah. That you know my name. That you know my love. Still you love me, Lord. Still you care for me. I am the dreaming God. And you give me right there in the stillness of who you are. I know that you know. Halleluja. Ek wil even vir jou langs jou sê, jy is nog steeds 'n droom in God se oë. En sê vir hom of haar, God het nog steeds die beste vir jou. Hou jy aanpraat en sê, niks gaan jou keer, en niks sal jou skei van die liefde van God. Want hy is daar vir jou. Kom ons neem die sitplek. Ag, ek so gewyde atmosfeer in hierdie plek. Kan jy amen sê? Amen. Terwyl ons vanoggend so hierdie liedjie sing,
in the stillness. Kom ons bid net daar saam. Vader, ons bid nou vir Adrie. Ons bid dat U nou sal aanraak. Ons bid, Here Jesus, dat U nou daardie mag en krag wat wil hê dat sy nie verder in die diens moet wees nie. Kom ons nou teen en ons bid dat U vrede en heerlikheid sal bring. Aba Vader, U is goed, ons weier elke werk van die vyand. Ons weier sy plig, ons weier sy teenstand vermoere en ons weet dat God lewe in die naam bo alle name. Amen en amen. Kom ons loof die Here. Halleluja, ons loof die Here. Prys die Here. Ek sien dat sy rustig aanhou. Halleluja. Maar terwyl ons aan die gang is, om Jopie kan bid daar, terwyl ons die liedjie sing in the stillness, wys my vrou dadelik so, nie vir my om op te hou sing nie, maar ons dogter het altyd viool gespeel en ons bid dat die Here weer haar hart sal oopmaak dat sy weer begin speel. Amen. En dit het altyd so mooi klank gehad, 'n viool wat saam met hierdie goede gaan. En dit bring my by die gedagte vanmôre van jou klank. Jou klank. Wat is die klank wat jy afgee vanmôre? Wat is die, ek gaan nou by die kruks van die woord kom, maar ek wil so 'n bietjie met die gesels vanmôre, want ons het baie keer 'n vals klank in hierdie wêreld. Terwyl ons sê Jesus red, is ons nie altyd op die regte noot nie. Vang nie my drif vanmôre. Ons sê ons is kinders van die Here, maar ons is nie altyd op die regte noot. Ons het nie die regte dansskoene aan nie. Ons het nie die regte kleed aan nie. Maar ek bid die Here vanmôre dat hy elkeen van ons se harte sal oplig. En ek sê, Here, begin by my. Maak my skoon. Maak my rein. Ons maak maar foute. En ons leer weer ons foute. Amen. Wie leer nie deur sy fout nie? Terwyl ek voorberei hierdie week en so met die Here praat, terwyl ek kyk na Josua en Caleb en die 10 verspieders, en hulle uitgegaan het en hulle 'n woord moes kom gee. Dis nie waaroor ek wil preek vanmôre nie, maar hulle moes 'n woord kom gee en wat die ander 10 sê ons lyk so springkane in die oë van daardie mense. So ons is klein. Maar 'n springkaan, terwyl ek bid vanmôre, toe ons is so 7 uur en ons bid by mekaar. 'n Springkaan kom nie na 'n lewendige ding toe. 'n Springkaan begin eet aan dit wat dood is. Kom aan. Hy gaan nie in groen goed sommer dit ingaan nie. Hy kom uit dit wat verwelk het. Dit wat besig is om dood te gaan, kom 'n springkaan in. Miskien het jy vanmôre ook 'n springkaan in jou lewe, wat jou vreugde kom steel het. Wat jou blydskap kom steel het, wat jou uitkyk op die lewe kom steel het, wat jou verander het in jou gesindheid ten opsigte van mense. Springkaan wat kom vat het, wat nie hom behoort nie, jou finansies, jou werk, jou familie, jou enige iets wat groei is en wat hy kom vat het. Want die vyand kom nie by dit wat lewendig is. Hy kom by dit wat jy juist weer sukkel en struikel om daarop te teer, want hy weet dat in jou oorwinning gaan hy nie kan oorwin. En jy vermoor en ek het vermoor, het ons die hart om te sê, Here, U kom verander my lewe van 'n springkaan lewe na 'n lewe soos die van 'n aarde. Amen. Amen. Want hy sê, die wat wag op die Here kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die van arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Maar die wat op die Here wag, wag jy nog op die Here? Na weet van
beide absolute oorwinnings en die presiese teenoorgestelde besef 'n mens weer, dat persoonlike oorwinnings en diepte teleurstellings loop soms hand aan hand. Het hierdie week nie 'n lekker week gehad? Het soms met 'n paar dae nie lekker dae gehad? Sien 'n paar eerlike mense. Maar wie kan vanmôre sê die Here het ons deurgedra? Wie kan vanmôre sê God is my alles? Christ is my everything. He is my all. Al wat jy kan doen is om op te daag en weer te probeer. Veel keer is jy dalk genok hierdie week. Begin jy weer van onder af. Ek kon nou net hier 'n lekker Paasnaweek en Maandag slaan en jy's nog by die huis, wat Dinsdag is by jou kantoor. Dan breek alles los wat nie moet losgebreek. Wie so 'n week gehad? Kan jou hand hoog opsteek. Dankie vir daai eerlike antwoord van Johan. En jy sien die beste resultate kom vir die wat op hulle knie is. En nou die kruks kom van hierdie woord. Iemand sê vanoggend vir my, het ons in die buitekant gepraat met iemand, en hy sê, pastoor, as ons bid en ons knie is neer, dan sit ons 'n kussing onder dit. Toe sê ek, ja, as hy kussing klaar deurgebid is, dan sê ek nog 'n kussing. En dit die gedagte kom by my op, hoeveel kussings jy insit, soos wat jy in gebed kom, lig God jou hoër as jou omstandighede. As jy hoor nie wat ek sê vanmôre nie, hoe meer jy in kontak met die Here kom, hoe groter is jou oorwinnings, halleluja. Hoe meer jy die Here toelaat in jou lewe, hoe groter is dit wat gaan gebeur in die toekomstige, want God is daar. Die groot God kom vanmôre in jou sukkelende toestand en in jou brekende werke, kom maak in jou heel en verander in jou lewe. Ek gaan nou by die woord kom, dat Christus my alles is, maar ons moet eers kom by die besef, dat ons niks is sonder God en hy alles is. Want jy sien, terwyl jy nog asem het en in jou eie kragte oorgelaat word, dan gaan jy doen wat ander mense doen en jy gaan nie doen wat God sê. Want jy sien, ons moet weer 'n keer bekleed word met Jesus Christus. Jy kan nie vir ander mense besluit nie. Soms lyk jy self dat jy selfsugtig is en swartgallig is. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, dis nie vir jou om jou las te dra vanmôre nie. Dis vir jou om jou las te gee vir Koning Jesus. Ons tema hierdie jaar is huisves die teenwoordigheid van God. En ek bid die Here vanmôre dat elke hart, elke gedagte gevange geneem sal word en dat die Here sy plek sal neem in jou hart soos nog nooit van tevore. Kom ons bly rotsvas. 1 Korintiërs 15 vers 58 sê, so my geliefde broeders, wees standvastig, sê vir jou standvastig, onwankelbaar. Het jy al gesien op palmboom? Praat nie van hierdie groote wat die buite kan staan nie, want ek gaan nie weer gebuig kan word nie, maar hierdie klein palmboompies, dan druk jy hom af daaronder en jy kan hom nie breek. En dan druk jy hom hierdie kant toe, dan kan jy nie breek nie, vorentoe, agtertoe, jy kan hom nie breek nie. So sê die woord van God, dat ons onwankelbaar moet wees in God se teenwoordigheid. Nie een dag so en die ander dag so nie, maar elke dag in God se teenwoordigheid die beste van die weergawe wat God van my verwag. Amen. Onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is. Sê vir jou langs jou, dit is nie te vergeefs. Kom ons gaan na die woord toe, Galasiërs 2 vers 20.
Ek is met Christus gekruisig. Kom ons lees dit almal hardop. Ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee. Ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe binne my. Ek is gekruisig met God. Halleluja! Ek is met Christus gekruisig. Beteken, dit wat die Here deurgegaan het, ek as kind van God, gaan ook daar deurgaan, maar hou goeie moed, dat Jesus ons op die regte plek, op die regte tyd, op die regte oomblik sal oprig. Amen. Kan jy amen sê? Die wat moeg gesê, amen. Sê gou hardop, Christus is my alles. Glo jy wat hy sê vanmôre? Christus is my alles. Wel, wie onthou nog die dae toe hy na sy vrou of sy haar man gevry het? Wie onthou daai dag? Kan jy dit vergeet? Amper. Ander het al vergeet. Maar dan kom jy weer die persoon, want jy het nou net die liefde van hom of haar gewen. En dan kyk jy na mekaar so diep in die oë, met dag van ons oor. En dan sê jy is my alles. As dit jou man of jou vrou is wat langs jou sit, kyk hom of haar in die oë, en sê jy is my alles. Want dan weet jy, dat jy die aandag gekry het van daardie persoon. Dan weet jy, dieselfde woord wat ek gespreek het, word vir my teruggespreek, dat ek ook waardig in daardie persoon se oë is. Jy is my alles. Daar sê die liefde wat sê, jy is my alles, alles, alles. Die mic wat weer gaan is erg. Jy vergeet nie van die mooi wat ontstaan het tussen twee persone. Jy kan dit nie vergeet. En hier kom die woord van God in Filippense, kom skryf Paulus, en ek gaan dit nou vir die deurder, maar hy kon dit net sê dat God sy alles is, omdat hy 'n verhouding met God het. Soos wat jy 'n verhouding met jou man, of jou vrou, of jou kinders, of met 'n geliefde het, so moet jou verhouding groter en sterker wees in Christus. Want hy is my alles. Kom ons lees nou saam Filippense 3, vers 7, maar wat vir my 'n wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Beteken, geen geld, geen aardse goed, geen niks van hierdie wêreld moet vir my meer werd wees as God. Kan ek dit weer sê? Nie jou man, of jou vrou, of jou kinders, of jou geld, of wat ook al moet meer werd wees as God. Ja, dit is goed om na hulle om te sien, maar hulle moet nie die prioriteit van die lewe word nie, want Christus is my alles. Vers 8. Ja, waarlik ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van kennis van Christus Jesus, my Here ter wille van wie ek alles prys gegee het. Beteken, ek gee alles prys. Hoekom? Want God is my voorsiening. Ek gaan nie meer afhanklik wees van mense en dinge en instansies nie. Ek word afhanklik van God. Want ek gee alles prys vir Christus.
Maar pastoor, jy kan nie dit doen nie. Ek kan. Want Christus is my bron. Hy moet my aand wees, hy moet my oggend wees, hy moet my ingang wees, hy moet my uitgang wees. Ek gee alles prys ter wille van hom. Nie sodat jy kan boudraad en sê, ek het nou alles prys gegee nie. Nee, juist dat jy minder word, dat hy meer kan word. Amen. Hy sê, en ek kom gaan dit gee, prys gegee, en as drek, beskou om Christus as Jesus, as wins te verkry. Hy sê, ek ag alles as drek. Beteken alles is wat nie van God af is nie, is vuil, is sleg, is nie goed vir die mens nie. As jy op sonde teer, is dit nie goed vir jou as mens nie. As omstandighede jou afbreek, is dit nie goed vir jou as mens nie. As jou lewe nie 'n welriekende reuk in God se teenwoordigheid is nie, is dit nie goed vir jou as mens nie. Want wat sê Psalm 1? Welgeluksalig is die man wat nie staan op die weg van die sondaar en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag in die wet van die Here. Dan gaan hy verder en sê, hy oordink dit dag en nag. En dan gaan hy verder in vers 4 sal hy sê, en jy sal word soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Beteken ek kies om die plek waar ek wil groei. Het jy al ooit water gesien in die woestyn, sommer net vrylik vloei? Nee. Jy moet gaan grawe om water te kry. En iewers in die woestyn is daar 'n oase, en daar's lekker water, en daar's 'n palmboompie. Maar jy moet gaan soek daarvoor. Ek wil vanmôre vir jou sê, in jou omstandighede moet jy bietjie wegkyk vanmôre en by Christus uitkom, sodat jy kan weet, hy is jou bron. Want ek sterwe eerder vir Christus, as wat ek sterwe vir hierdie wêreld. Halleluja. Is jy nog met my? Kyk vir jou langs en sê, ek denk sy maak nou klaar. Dat wil jy vanmorgen is ook onbemoedig. Jy hoef nie gebreek deur die lewe te gaan. Jy hoef nie stikkend deur die lewe te gaan. Jy hoef nie sonder hoop deur die lewe te gaan. Maar jy kan vanmorgen jou alles op die altaar kom plaas. Jy kan vanmorgen jou stikkende kruik bring en die Here gaan jou aandra. Sê vir jou langs, daar is hoop. Maar as ek skop ek die emmer. Geliefdes, ons lewe in 'n tyd waar mense hulle identiteit en waarde vind in besittings, prestasies en statusse en verhoudings. As jy by mense kom, dan hoor jy baie geld met hulle. Wat het hulle alles verwag? Ander ouers sal sê, joh, ek het hierdie 10 miljoen rand plek, 20 miljoen rand plek. Dan bly my stil, waar bly jy bly maar stil, nee. Maar ek dank God vanmôre vir sy voorsiening. En jy hoef nie vanmôre vir enige iemand terug te staan. Want God sien jou met dit wat in jou hart is. Moet nooit te groot word in jouself. Maar ken die Here. Paulus herinner ons dat hierdie dinge verganklike dinge is. Sê gou vir jou langs jou, alles gaan verby. Prediker 3 sê alles het 'n tyd. Dit gaan verby. Soos wat ek en u sit verhoor, ons gaan ook verby.
Ons het ook 'n rap leeftyd wat ons verby moet gaan. Een of ander tyd gaan ons ook sterwe. Dis verganklike goed. Daar is net een wat altyd lewe en sy naam is Jesus. Daar is 'n liedjie wat sê, al wat ek soek is in Jesus. Hy stel tevrede, deel blydskap mee. Lewe is sonder hom vrugteloos. Alles is in hom te kry. Alles. As jy deur hierdie Bybel blaai, is alles vir jou daar. God sien nie af van jou lewe omdat jy stout was. God sien vanmôre jou raak as kind om jou te herstel. Halleluja. Kan jy amen sê? Paulus verklaar dat Christus alleen sy alles is. Maar dan as jy 'n briefie of 'n stuk papier gevat en 'n briefie vir die Jesus. Wie het al gedoen? Het jy antwoord op dit gekry? Wat jy dalk net een of ander tyd net stil geraak voor die Here en net vir hom sê, Here, U is my anker. U is my rots. U is my alles. Daar waar jy nou sit, wil jy nie net vir die Here sê, Here, U is my alles. Net daar, net vir 'n minuut of 2, net jou oë toemaak en sê, Here, hier is ek. En ek bring myself aan U vanoggend. Want ek kan niks op my eie doen nie, Here. Ek het geen antwoord vir myself nie. Dit is God. Ek sien reg oor hierdie plek is daar trane vanmôre. Wat die Here besig is om mense se lewens te herstel. Paulus verklaar sy rykdom, sy vreugde en sy doel is in die Here. En hierdie boodskap vandag is relevant vir jou, dat sonder Christus is jy en ek niks. Jy het vir jou man of jou vrou gesê, jy is by alles. Maar God moet jou alles wees. As 'n paar punte vanmôre, Christus is my verlosser. Ek gaan my haas. Ons was verlore in sonde. Maar Christus het ons kom verlos. As ek kyk na hierdie nagmaaltafel vanmôre, dan sien ek dat Christus het sy alles gegee vir jou en vir my. He's more than enough. Halleluja. Hy is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Sonder hom is daar geen hoop nie. En met hom is al die sekerheid van die lewe 'n ewige lewe. Christus is my identiteit. Wat is jou van? Jake Wooden. Sê net hulle weg en dit nie sê. Jake Wooden. Okay. Ek gaan net nie sê wie staan ek op. Dis daai vanne wat jou tonge laat loop, hoor. Hoe oud is jy? 17. Ek dink hy is 21. Hy is 17 jaar oud. En hy is daai van wat hy nou net gesê het. Maar daai van sê presies wie hy is. Sê presies wie sy ma en pa is. En sê presies wie sy oupa en ouma is. Kom aan. Hy het 'n identiteit. Want hy het 'n van gekry wat hom koppel aan 'n nageslag. Aan voorouers. Nie voorwaarde geeste nie, voorouers. En hy gaan uitstaan.
Ek gaan jou nie vra. Staan jy op? Sy van kan ek uitspreek, uit en weer. Hy sê uit en weer, nie, hy sê uit en weer. En as jy hierdie twee manne in 'n geselskap bring, waar daar 'n paar mense van families is, gaan hulle weet, wie is hy en wie is hy? Hoekom? Want hy identiteit gekry wat hom koppel aan iemand. Amen. Hy het identiteit gekry sodat hulle weet dat Jacques is sy pa. Wie is jou pa? Maak is sy pa, dit kan ek dan sê. Maak is sy pa. En hulle weet dat as hulle in hulle teenwoordigheid kom, dan weet hulle, hierdie twee manne staan uit en hulle verteenwoordig 'n nageslag wat gaan kom. Ek kan maar sê. En so is dit ook in die Here vermoede. Hy het ons identiteit gegee en ons verteenwoordig die nageslag wat sal kom, wat gebore word uit Jesus Christus. Kom aan. Jou van kom in die teenwoordigheid van God. En jy word nie meer Gerard nie. Jy word Gerard, die diergekoopte kind, deur die bloed van Jesus. En dit is wat jou identiteit word. As jy kom tussen mense en Christus is binne in jou, dan weet mense, hier kom 'n kind van die Here. So as Christus by alles is, verteenwoordig ek Christus waar ek kom. By my werk, by my skool, by my huis, tussen vriende, verteenwoordig ek Jesus Christus. Ek kom nie tussen vriende en dan vloek ek en ek gaan te kere soos daai mense. As ek in Christus is, weerstaan ek die duiwel en hy sal vir my wegvlug. Ek kan amen sê. Hy is my identiteit. Paulus het ook 'n identiteit gehad as Saulus, 'n fariseer, iemand wat mense doodgemaak het en al die dinge, maar hy moes daardie identiteit prys gee. Is jy bereid vanmôre om jou identiteit as sukkelaar en iemand wat struikel prys te gee, om die naam van Koning Jesus aan te neem? Is jy bereid vanmôre om uit te staan en sê, ek is gewas deur die bloed van die lamme en ek is witter dan sneeu, gemaak deur Christus? Ons identiteit lê nie in titels nie, en kultuur en prestasies nie, maar in Christus. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Amen. God kom maak dinge wat verkeerd is reg in jou lewe. God kom gebruik jou vanmôre weer, waar jy onbruikbaar geword het vir 'n oomblik wat jy op die rak gaan sit het en gesê, ek stel nie meer belang nie, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie, kom Christus vanmôre en hy kom haal jou van die rak af en hy sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne en jy sal uitstaan, jy sal doen wat ek vir jou vra, want jy het identiteit as kind van die Here, wat niemand van jou kan wegvat. Want wat sê die woord? Niks kan my skei van die liefde van Christus nie. Halleluja. Nie dood nie, nie engele nie. Niks kan jou skei van die goedheid van God nie. Niks nie. Sê vir jou langs jou niks. En sê nou word jou langs jou verskonings maak. Nou word dit binne. Jy mag maar praat met die ou. Jy kan net om verskoning vra. Dit is nie kerk. Dankie vir die ander wat elke keer vir my water ingooi. Christus is my vreugde. Dit is 'n vreugde om my dank aan U te bring. Dit is 'n vreugde om my dank aan U te bring en in my lofsang U naam te prys. O groot Heer. Sing saam. Dit is 'n vreugde om my dank aan U te bring, dit is 'n vreugde. Om my dank aan U te bring en in my lofsang U naam te prys.
O grote Heer. Halleluja. Dis 'n vreugde. Ek is bly. Sê vir jou langs om nie so suur wees. Nou sê 'n paar ouens wat nog suurder word. Maar jy kan lag. Hoekom? Want God is my vreugde. Ek kan bly wees. Die duiwel het gedink hy het jou onder gekry. Die duiwel het gedink dat alles, moenie worry, net kinders, dat hulle aangaan. Julle is ook kinders. Die duiwel het gedink hy kon jou vreugde steel. Amen. Hy het gedink toe jy op 'n siekbed lê, hy gaan jou vreugde vat. Hy het gedink toe jy baie geld verloor, my broer, hy gaan jou vreugde steel. Hy het gedink toe iemand naby jou weggeval het, hy gaan jou vreugde wegvat. Hy het gedink dat jy gebreek gaan word omdat jy jou werk verloor. Hy het gedink jy gaan gebreek word omdat jy nie meer kan doen wat jy altyd gedoen het nie. Maar dit is 'n vreugde. Ek kan terugkyk en sê, Here, ja, al hierdie goed het gebeur met my. Maar ek ag dit verhoor as drek, Here, want ek gaan dit dien. Want alles wat nie van God af is nie, is buite die wil van die Here. Amen. Wie was al sleg gemaak in sy lewe? Kom aan. En hoe voel jy nou daaroor? Wie hou nog steeds 'n wrok teen die ou wat jou sleg gemaak het in die lewe? Moenie hand opsteek. Wie sukkel om te vergewe? Dis juist waar die bron van God in kom vermoed om te sê, ek breek met dit wat my pla, want dit is 'n vreugde om my nou kan nie te bring. Halleluja, ek maak klaar. Stel ek het 10 minute terug gesê, vergewe maar, dit alsans. Paulus skryf in Filippense vanuit die tronk, maar sy hart is vol van vreugde. Uit die tronk uit. Dit is waar jy depressief moet wees. Kom aan, ek was nog nooit daar. Maar dit is 'n plek wat nie lekker is nie. Maar hy kom skryf weer die tronk uit, Paulus en Silas, skryf daar, halleluja, en die Here haal hulle uit, man. Miskien is jy in 'n tronk verhoor, wat jou vashou, dat jy nie kan uitbreek verhoor, uit jou situasies nie, God wil jou vrymaak verhoor. Wanneer Christus jou alles is, dan kan geen beproewing jou vreugde steel. Wat is die sondagspoortwoord? Die vreugde van die Here is my krag. Hy gee my lewenswater en ek dors nie meer. Dan gaan hy verder, hy sê die duiwel is 'n liefbek, ja hy is. Mooi Afrikaans, hy's 'n leenaar. Sê hard op, Christus is my toekoms. Gister is weg. Jy gaan niks kan verander. Maar as 'n toekoms in Christus. Want dis hoekom Paulus ons skryf van my is die lewe Christus en die sterwe se wins. Want hy het iets verder gesien as net die nou, as net die stukkie van nou, as net die gebreek van nou, het Paulus gesien, daar is meer in Christus. Toekoms is verseker, omdat hy die oorwinnings reeds behaal het. Dit is wat jy kan self ondersoek en stel en te sê, waar is jou waarde en jou sekuriteit? Wat is jou oorgawe verhoore? Gee nog jou tyd en jou besittings en alles aan die Here. Maar dan as jy getuig oor die goedheid van God. Dis iets wat stil geraak het, is getuienisse wat ons wil altyd net jou diens klaarmaak, maar daar's baie dinge wat nog gedoen moet word. Nee man, ons maak tyd vir dit wat God uitlig, dankbaarheid,
wanneer as ons nie dankbaar? Nie net as dit goed gaan nie, maar dankbaar in die swaar tye. Halleluja. Ten slotte, wanneer Christus ons alles is, leef ons nie meer vir onsself nie, maar vir hom. Ons gaan saam met Paulus sê, vir my is die lewe Christus, die sterwe is 'n wins. Sê gou hardop, Christus is my alles. Maar kom ons doen dit weer, Christus is my alles. Hy is my redding. Hy is my identiteit. Hy is my vreugde. En hy is my toekoms. Kom ons buig die hoof. As jy vanmôre hierso sit, kom ons speel. En jy voel jy is iewers as jy getemper deur die lewe. En jy is op breekpunt. En jy wil bitter graag Christus jou alles maak, maar daar's iets wat skeiding maak. Wil jy nie net vanoggend daar waar jy is, net opstaan. En ek sal met jou by daar waar jy is. Dankie Here. En daar waar jy staan op vanmôre. Sê Here, ek maak U my bron. Ek maak U my vreugde. Ek is gebreek deur die lewe. Ek is gebreek deur omstandighede. Maar vandag wil ek sê, Christus is my alles. Is daar nog 'n derde persoon wat wil opstaan vanmôre? 'n vierde persoon. Reg oor die plek is daar mense wat opstaan. Kanamas, Abanarabasaya. Vader, U staan manne en vroue, stikkend is deur die lewe. En ek bid Here, dat jy hulle harte sal aanraak, gedagtes sal verander, dat hulle weer kom op die plek wat hulle kan sê, Here, U is my bron. Verander omstandighede vanmôre, Here, want daar is niemand soos U. Heilige Gees, staan stil by elkeen. Hou die sprinkaan weg vanmôre van hulle lewens, dat hulle 'n lewe van oorvloed sal hê en van heerlikheid in Jesus Christus. Amen en amen. Prys die Here. Ek wil vra dat die broers en susters wat gaan help in die nagmaal vorentoe kom asseblief. Ons gaan nie net nagmaal nuttig verbode, omdat dit 'n tradisie is. Ons gaan nagmaal nuttig omdat ons Jesus liefhet. Ons gaan nagmaal nuttig omdat ons weet God gaan ons aanraak. Amen. En ons weet dat die Here gebore sal deurkom in elke hart. Dan kan Jesaja 53 vers 5 vir ons betekenis skryf, want hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat op hom was, wat op ons was, is op hom, en deur sy wonde het daar genesing gekom. Wat het jy nodig vanmôre van die Here? Wat wil jy vir die Here gee vanmôre? Hy het sy alles gegee vir jou, sy liggaam, sy bloed. Maar wat gaan jy vir hom bied vanmôre? Wat gaan jy offer vanmôre? En weet net dat die Here die gaan seën. Dierbare Vader, baie dankie Here vir die geleentheid wat ons kan hê om aan die tafel te sit. Dankie Here dat ons weet U het 'n volmaakte offer kom bring en U het vir ons vrymaking, verlossing en genesing gebring en alles wat ons mag nodig hê. Here, dankie Here dat dit vir elke persoon wat dit vandag sal gebruik sal wees soos wat hulle nodig het. En ek dankie Here dat U hulle op elkeen op hulle vlak ontmoet en vir hulle sal deurkom vandag.
Ons loof en ons prys U, dankie Here vir die bloed wat gestort is, die liggaam wat gebreek is. Ons gee die lof en die eer en die aanbidding en ons bid dit in Jesus naam. Amen. As jy die nag wat hy geraai is, het hy die brood geneem en gebreek, sê, dis my liggaam wat vir julle gebreek is. So ook die beker, is my bloed, die julle gevloei het, in die Nuwe Testament. Gaan hy verder, hy sê, as jy die brood eet, en die wyn drink, verkondig julle die dood van Jesus Christus totdat hy kom. Ons Christus lewe. En ons gaan die Here eer verhoor. Miskien kan jy dit vanmôre jou hart vir hom gee, terwyl hulle speel. God gaan iets besonders doen in jou lewe. As jy die beker soek, kan jy nie die hand opsteek.
laat die wonderbare vir my naam. Want die dierbare lam, en Here hou verlaat, en hy dra dit op. Amen. Maar toe maar. Is jy nog bly? Halleluja. Mag ons sê. Ons gaan nou klaar maak. Ons het môre het ons die begrafnis van Paul. 8 Peer, ekskuus. Paul lewe nog. Maar Peer dis Paul se verjaarsdag vandag. En woensdag het ons die begrafnis van Klaus. So, almal is welkom, is al twee is 11:00. So, almal is welkom om dit by te woon. Ek wil graag vra, Nicolien, wil jy nie vorentoe kom asseblief? Ja, staan, ek wil graag vir julle bid vanmôre. Ons sê ook dankie vir die Here, as ons kyk na Franco, hy begin loop die week. Ag julle, het klink opgewonde oor iemand wat eintlik al dood moes gewees het. Hulle het gesê, hulle moet die masjiene afsit. Maar toe staan 'n dokter wat sê, nee, ons gee nog 'n oomblik. En toe staan vir hom gebid. Hy begin loop hierdie week, julle. Halleluja! En ons dank die Here vir die gebed. Want die gebed van die regverdigheid groot krag. Hoekom bid ons? Nie vir ons lekkerte nie, ons bid om die hand van God in beweging te bring. Halleluja. En wat is daar anders seun, sy van 'n storm, hy het verlede week sy getuienis gegee, hy was in 'n ongeluk verlede jaar, en ons sê dankie vir die Here dat hy lewe. Halleluja, gebed verander nog sake. As mense wat nie meer glo aan wonderwerke nie, ek glo aan 'n wonderwerk, want die Here is die grootste wonderwerk. Amen. Ek wil vra my vrou, ons gaan vir hulle salf vermoor. Kom ons as gehoor staan op, en ons gaan vir hulle bid. Hulle het 'n uitdaging hierdie week, en ons wil dat God 'n groot werk gaan doen. Amen. Prys die Here. Vader God, ons kom vanmôre in die naam van Jesus en ons kom bid vir hierdie twee mooi mense. Ons kom bid, Here, dat U vir hulle sal gee bo verwagting wat hulle hartsbegeerte is. En ons wil hulle salf vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En Here, hulle gaan kom vertel van die grootheid van God. En ons wil hulle toemaak onder die bloed, dat niks wat die vyand hulle kan toegooi, gaan seëvier nie, maar dit wat die Here gee, is wonderwerkend, en ons prys die naam daarvoor. Amen en amen. Prys die Here. Halleluja.
Okay, Ons wil 'n lekker koortjie saam sing. 'n nuwe een. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. All my soul and strength, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. All my soul and strength, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. All my soul and strength, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. All my soul and strength, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. All my soul and strength, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless the Prys die naam van die Here. U sluit hierdie oë, dan gaan ek vir Beeltie vra om vir ons te kom afsluit, asseblief oom. Ons sluit die oë. Baie dankie Here vir 'n voorreg wat ons môre weer eens gehad het om in die huis van aanbidding te kon wees. Ons kon op soveel ander plekke gewees het. Ek dank U Here, U het goed gedink om môre hier in elke broer sitte. Môre in die huis van U te kon wees. Môre nagmaal te kon geniet het. Op nie te kan sê, dankie Here, U is nie meer in die krib nie. Dankie Here, U is nie meer in die kruis nie, nie in die graf nie, maar U het opgestaan en omdat U leef, sien ons kans vir môre. Vandag en vir môre, vir elkeen as 'n verskillende woning, en bring ons weer op bestemde tyd in die huis van aanbidding. Ons gee U eer daarvoor. Amen. Jy kan iemand nooi vir vanaand, iemand wat dalk nie nagmaal gehad het vanoggend nie, neem vrymoedigheid, nooi hulle, en ons sien die vanaand gaan in vrede.